Anton, baie keer voel ek dat ons is so vreemd as mense dat ons moet altyd iets kan verduidelik. Daar moet 'n rede vir iets wees. Dit kan nie net wees of ons maak ons eie redes op. So hierdie onderwerp is vir my baie interessant want dis tog juist wat daaraan raak van verdien ek wat met my gebeur? My lewe is nie lekker nie. Ek hou nie van hoe die dinge is om my nie of ek het geweldige trauma ervaar en dan dink ek maar dis omdat ek daai dag vir Sunny gelieg het. En dit is hoekom hierdie met my gebeur of ek het Piet se speelding weggevat en dit is hoe dit my nou inhaal. Hoe voel jy as kliniese sielkundige oor hierdie manier van dink? Kan ek net vinnig daarby laat? Asseblief. Ons is nie net geneig om dinge te probeer verstaan nie, wat ek dink 'n geweldige belangrike aspek is van ons menswees om sin te maak van dinge, om betekenis te gee aan goed, om te verstaan hoekom sekere dinge gebeur. Maar ons wil ook voorspel wat vorentoe gaan gebeur. En ek dink die ongelukkigheid is dat baie keer word ons voorspellings dan ook gemaak op grond van dinge wat dalk nie goed uitgewerk het nie. So dis wat met ons gebeur het ons dit verdien? Wat nou met ons gebeur? Hoekom gebeur hierdie goed? En wat dan ook in die toekoms gaan gebeur? En dit is dan baie die negatiewe wat moontlik kan gebeur. So ek dink dit word op 'n sekere manier by ons ingeprent dat daar 'n sekere aksie was en 'n konsekwensie. En as dit in 'n goeie wêreld 'n goeie aksie was, gaan daar 'n goeie konsekwensie wees. Maar dan het ons ook hierdie idee, hierdie manier van dink, dat dan as ons negatiewe dinge gedoen het, volgens onsself, ander mense mag dit dalk nie eers sien as negatief nie, gaan daar slegte dinge met ons ook gebeur. Nou wil mens die baie voor die hand liggende vraag vra wat ons half, maar is dit waar of is dit maar net die lewe wat met ons gebeur en dis maar net ons eie interpretasie? Kyk, ons interpreteer alles wat met ons gebeur. Daar's niks wat ons nie interpreteer nie. Of ons dit bewuslik doen of dit onbewuslik is. Al die inligting wat ons deur ons sintuie inkry, interpreteer ons en ons het sekere patrone van dink omdat sekere dinge meer voorspelbaar raak. Net as ek werk toe ry, dan ek weet presies waar is die robotte, ek weet presies waar is die draaie wat ek moet vat. As ek een oggend werk toe ry en op heeltemal 'n ander plek uitkom, weet dit is my regtig verstom. Want hoe het ek nou hier uitgekom? Want ons het sekere maniere om bekend te word met ons omgewing, met die mense rondom ons en natuurlik ook in terme van hoe ons sekere dinge beleef. En as iets dan gebeur wat heeltemal anders is, dan vang dit ons heeltemal onkant. Dit is 'n kliënt vir my eendag hier by my gaan instap en ek sit met 'n Hans Wors outfit. Dit gaan dalk vir hulle, ek dink hopelik baie onkant vang, want is buite die gewone patroon van dinge. En ek dink wat ons dan baie keer beleef en ek sien ook met mense met wie ek werk, is as jy sekere ervarings gehad het in jou lewe, so as daar dinge gebeur het in jou ouerhuis, as jy op skool geboelie was, as daar sekere woorde aan jou toegeskryf was dat jy nie slim genoeg is nie, dat jy nooit die eerste hokkiespan gaan maak nie, of as jy so hard leer en jy doen nie goed nie en die onderwyser sê man, jy gaan nooit iewers uitkom nie, jy het net nie die breinkrag om dit te doen nie. Jy weet dan het hierdie woorde 'n baie sterk impak. So dit is wat ons sien ander mense se optrede, maar hierdie woorde wat toegeskryf word aan onsself of in situasies waarbinne ons onsself bevind, wat dan later deel word van ons denkraamwerk. En daardie denkraamwerk is dan wat weer eens wat nou met ons gebeur interpreteer en dan ook 'n groot aandeel het in ons voorspellings wat vorentoe met ons kan gebeur. En ek neem aan dit het ook dan te doen met ons interne stem, hoe ons met onsself praat. Dit is nou eintlik wat ons nou sê, dit is die stem met hoe jy met jouself praat en wat jy vir jouself sê. Nou die ding daarvan is, dit hoor ons nou gereeld. Dis nou 'n nuwe ding. Jy lees dit in die tydskrifte, die interne stem wat van die eksterne afkom en nou hoe kan jy daai stem verander? Nou dis nie so eenvoudig nie. Jy kan nie sommer net 'n interne stem sê, nee, hou op. Nee, dis nie waar nie. Nee, ek gaan nou nie meer so dink nie. Ek gaan nou anders dink. Natuurlik. So, kom ons praat dan oor hierdie interne stem en watter effek dit het. Kyk, babatjies word nie gebore met so 'n interne stem nie. Dis nie dat hulle nou dink
Oeh, hierdie babietjie langs my is ouliker as ek nie. En daai ene kan al die eerste woord sê. Dit is met ander woorde invloede van buite af, wat stemme wat ons hoor en baie keer is dit goeie stemme wat sê kom na pappa toe of jy hardloop so mooi of kyk hoe skop jy die bal of wat ook al die geval mag wees. Of jy is regtig so oulik om nou al hierdie eerste boekie te kan lees. So daar's baie keer baie goeie stemme, maar ek dink wat moeilik is dat dit baie keer die negatiewe stemme is wat regtig by ons vashak. Onderwysers wat dinge gedoen het toe ons op skool was en vir jou uitgejou het of 'n meisie wat jou hart gebreek het en dan met iemand anders te begin uitgaan het en jy dink maar is ek nou nie goed genoeg nie, weet, is dit nou wat het ek verkeerd gedoen of daai tipe dinge wat gebeur. Jou ouers skei of iemand in jou familie naby aan jou sterf en dis 'n tragiese gebeurtenis en dan dink jy maar kon ons nie iets gedoen het om dit te keer nie. Weet wat as ek dalk met hierdie persoon gepraat het. So gebeure dra by toe hierdie ek wil nie eers sê stem nie, ek dink stemme wat saam vorm om onsself krities te laat dink oor onsself of oor ons potensiaal of dat ander mense selfs positief na ons kan kyk, iets in ons kan raak sien. So dan is dit 'n klomp vrae wat daardeur oopgemaak word. Sal iemand my kan lief hê? Hoekom sal iemand my kan lief hê? Kan ek voorspoed beleef in my beroep wat ek vertolk? Gaan ek weet vir my kinders die beste kan gee want ek is dalk nie goed genoeg nie. En daardie kritiese stem wat dan intree, ontlok 'n klomp idees dat miskien is jy dit nie goed genoeg nie. Miskien is daar iewers 'n fout. Dat ons praat soms oor imposter syndroom, dat jy nou eintlik iemand is wat nie regtig inpas hier by die kantoor nie. Dit was nou seker maar net dat hulle jou aansoek per ongeluk aanvaar het, maar jy het nie noodwendig die vaardighede van die mense rondom jou nie. Of dan die ander deel daarvan ook skuldgevoelens. Presies wat jy vroeër gesê het, as jy skuldig voel oor iets wat jy gedoen het, dan blameer jy jouself daarvoor en dis 'n baie sterk bydraende faktor tot daardie negatiewe kritiese stem wat die heeltyd dan kommentaar lewer op die dinge wat jy doen of nie doen nie. Nou, kan jy net vir ons verduidelik hoekom is die negatiewe stem altyd so verbuisterend sterk? Hoekom kan dit nie wees dat die positiewe darm ook net 'n bietjie hier in die grys area in beweeg? Dis asof die negatiewe goeters soos 'n berg, 'n groot wolk oorneem. Hoekom is ons so? Wel ons word bombardeer daardeur. As jy kyk na koerante, dit is nie die hoofopskrifte wat praat van die wonderlike vrede in Spanje byvoorbeeld of die wonderlike reënval wat daar hier was in hierdie deel van Suid-Afrika nie. Dit is die negatiewe dinge wat natuurlik die beste verkoop. So aan die een kant is dit dat ons media en dinge wat op sosiale media gepost word baie keer gaan oor die negatiewe. So ons word gebombardeer daardeur. Ek dink die ander deel daarvan is dat dit is die dinge wat ons soms seermaak, wat ons hart breek, wat vir ons net laat voel dat die vloer, die mat onder jou uitgeruk word, regtig baie meer letsels laat. En ons vergeet van die positiewe dinge wat gebeur. Dis daardie teleurstellings, dis daardie hartseer, dit is daardie ervaring dat iemand jou nou regtig in die steek gelaat het of dat jy regtig gefaal het in iets wat jy so graag wou gedoen het. As jy hoë standaarde stel vir jouself en jy bereik dit nie, dat daardie baie dieper letsels los by ons as die kere wat jy dit dalk wel behaal het. En dit is interessant dat soms is dit regtig goeie atlete, mense wat baie suksesvol is, wat nog steeds sê ja, ek weet, maar dit was dalk net dat ek gelukkig was. En aan die een kant is daar mense wat regtig nederig is en dit sê, aan die ander kant is dit mense wat regtig glo dat dit wat hulle doen nie regtig so goed is nie. Al presteer hulle baie goed. Want dit is altyd 'n ding van hierdie innerlike stem en kritiese stem wat sê maar ja, jy was maar net gelukkig. Die ander atlete wat so goed was, het nie vandag deelgeneem nie. Of weet jy wat, ons hokkiespan is nie so 'n goeie span nie, so dis die enigste rede hoekom jy dit in die span gemaak het. En ongelukkig maak dit dat jou eie selfvertroue dan regtig beperk word. So jou
idee van wie jy is en wie jy kan wees, word die hele tyd ondermyn deur hierdie kritiese stem. Suksesvolle mense. Jy het nou gepraat van atlete en so, maar atlete of sportmense of besigheidsmense is die top nou. Daar's baie mense wat baie lief is om te sê dat hulle voel so min dat hulle is amper narcistiese mense of psigopatiese mense, maar ek bedoel daar is seker maar 'n paar. Maar my vraag is mens net suksesvol as jy glad nie na hierdie innerlike negatiewe stemme luister nie, of is die geval dat jy wel dit besef, dat jy bewus is, hierdie is my geskiedenis, hierdie is my tassie wat ek saam met my dra, so die stem wat ek hoor is nie noodwendig waar nie en ek moet soek vir die balans in wat daar gesê word. Is dit eintlik maar wat ons hoop mense kan bereik? So balans is altyd 'n belangrike woord vir my, want ek dink anders as dit ongebalanseerd is dit baie moontlik dat jy van een uiterste na 'n ander uiterste toe gaan. En aan die een kant kan mens sê dat daardie kritiese stem jou kan help met dissipline, dat jy dinge baie streng uitvoer, oefenprogramme volg, seker maak jy behaal sekere doelwitte, so dit kan 'n dryfkrag wees wat jou regtig positief beïnvloed. Ek dink die probleem is as jy dit nie kan afskakel nie, wat jy vroeër gesê het, dis nie net maklik om te sê, okay, bly nou stil, jy het nou jou kans gehad, gaan sit nou in die hoekie, ek wil nou luister na die positiewe stem. Ek wil nou luister na iets wat vir my nou 'n bietjie meer opbeer. Want dit is moeilik as jy gewoond is om na hierdie negatiewe idees en emosies te luister en selfs negatiewe gevoelens in jou liggaam, spiere wat geweldig styf raak of jou asem wat wegsnak as die baas na jou tafel toe stap, want jy verwag nou die hele tyd dat daar iets negatiefs gaan gebeur, dat jy nou iets negatiefs verdien, omdat jy dalk nou laas Vrydag 'n bietjie vroeër geloop het, of omdat jy dalk nou daar een e-pos gestuur het wat jy dalk nou beter kon formuleer het, of wat ook al die geval mag wees. So die ding van verdienste kom dan weer na vore. Ek verdien nie om hier te wees nie. En ek dink die probleem is dat daardie idee is iets wat weer eens 'n baie negatiewe idee is, want dis nie altyd iemand vir jouself sê jy verdien om hier te wees nie. En ek dink wat ons baie keer sien is dat ander mense sal sê maar jy verdien om die span te haal. Jy verdien om hierdie werk te doen, want ons kan sien wat in jou steek. Jy het regtig die vermoë om baie goed te doen in hierdie. En dan kan daar nog steeds die twyfel by die persoon self wees. Verdien ek dit regtig? Aan die ander kant kan ons sien, okay, hierdie krimineel word nou tronk toe gestuur want hy het nou hierdie en hierdie slegte goed gedoen en mense sal sê ja, maar hy verdien dit. Hy wou mos nou die wet oortree. Hy wou mos nou al hierdie mense benadeel of seermaak of wat ook al die geval mag wees. So hy verdien daai slegte goed. So dit word ook maklik dat mense labels kan sit van wat ons verdien of nie verdien nie. En ons kan nie noodwendig daarby verbykom nie, maar ek dink dit raak moeiliker as jy vir jouself begin sê ek verdien nie die goeie goed wat in my lewe gebeur nie. Of dit sukses mag wees, of dit liefde mag wees, of dit geleenthede mag wees, want dan is jy die hele tyd die een wat jou onderdruk, nie jou ware potensiaal raak sien nie. En dit kan weer eens wees dat jou ma was baie krities op jou gewees, of jou pa was nooit daar om 'n positiewe bydrae te lewer nie. En dan raak jy in die gewoonte om nou maar net te ego wat jou ma altyd gesê het, in terme van, maar jy is net 'n leikind. Jy maak nooit jou bed op nie. So niemand gaan ooit vir jou lief wees nie, want jy kyk nie dat jou klere mooi en netjies is nie, of jy doen nie jou huiswerk nie. So hoe kan jy enigstens verwag jy gaan goed doen? En as daardie boodskappe die hele tyd herhaal word sonder dat daar balans is, dan internaliseer ons dit en maak ons dit ons eie, en dan word dit ons eie boodskap, soms aan ander mense of aan ons eie kinders, of ons maak dit 'n boodskap wat ons die hele tyd aan onsself stuur. Hoe kan mens daai boodskap verander? Wat moet 'n mens doen? Waar moet mens begin? So ek dink, soos altyd, is een van die belangrikste beginpunte net om insig te hê van wat jy doen. Dat jy bewus is dat okay, ek is eintlik besig om myself vas te anker iewers in die verlede met slegte dinge wat ek gehoor het of slegte dinge wat ander mense gedoen het aan my of mense naby my, maar dit help my nie want dit keer dat ek kan vorentoe gaan met my lewe. So ek dink dit is baie belangrik om daardie idees en gedagtes vinnig in die kiem te smoor sodat dit nie so oorheersend is nie.
Tweedens, ek dink dit is ook om te sê, ons moet dalk na jou lewe vanuit ander perspektiewe kyk. Jy weet, as mens net hierna kyk in terme van hierdie was van die dominante boodskappe wat jy gehoor het, is dit een ding. Maar was daar enigiemand anderste wat dalk bietjie anderste oor jou gedink het, ander goed vir jou gesê het? En dan kom dit uit, ja, weet jy wat, my oupa was nogal baie lief vir my. Hy het altyd by my kom sit en ons het saam boeke gelees en stories vertel en hy het vir my gesê, "Jy's like hy is so opgewonde oor die dinge wat ek gaan doen." Of hierdie een onderwyser het vir my gesê, "Weet jy wat, dis nou jammer jy het nie die span gemaak nie, maar hou net aan want hy kan vermoë sien in jou." En ek dink dat selfs wanneer dinge verkeerd gaan, wanneer ons mislukkings het. Okay, dit gebeur. Slegte dinge gebeur. Maar ons kan nie alles toeskryf dat ons nou nie dat ons ook 'n mislukking is nie. Want slegte dinge gebeur. En slegte dinge gebeur nie net met slegte mense nie. Goeie dinge gebeur ook nie net met goeie mense nie. Bad things happen to good people. Ek verwys na die boekie van Harold Kushner wat ek het net nog gekyk 35 jaar terug gekoop het. En dit is regtig 'n goeie boek in terme van waar mense kyk na lyding as mense deur swaar tye gaan. En dit is net om te sê, okay, maar swaar tye kom oor 'n mens se pad en waarskynlik oor enige persoon se pad. Of dit is weer eens in terme van verlies, of dit is in terme van seer kry of jou werk verloor of wat die geval ook al mag wees. That's life, dit gebeur, dit is realiteite. Maar die vraag is weer eens in terme van wat is die besluit wat jy neem as dit gebeur? Wat is jou reaksie daarop? Hoe sien jy dit dalk as 'n leerproses eerder net as 'n dwarsklap dat jy nou hier op die vloer lê en regtig, okay? En weer eens ek wil nie die trauma daarvan wegvat of dat dit 'n krisis is nie, dit is. Maar dit is weer eens om te sê wat is dit wat ek nou kan doen, nie net dink nie, kan doen om weer op te staan en dalk te kyk, okay, wat is die groter prentjie wat hier uitspeel? Ek dink baie keer soos jy net gesê het oor balans dat hierdie gesprek gaan baie oor wie verantwoordelik is vir wat en daai balans te vind binne daai konteks want soos jy nou sê nou iemand klap jou oor die kop en nou voel jy ja maar ek het dit verdien, né? Soos baie mense wat in 'n mishandelverhouding is. Ja. Ek het dit verdien want ek het nie die kos reg gemaak nie en my man het die reg gehad om vir my oor die kop te slaan. En dan om daai balans te vind tussen okay, Griet hier jaag 'n motorfietsie verby. Om dan nie om daai balans te vind van niemand mag aan iemand slaan nie. So of ek nou voel of ek dit verdien het of nie, mag dit nie gebeur het. Daai om dit mooi te kan op objektief probeer soveel as moontlik te kan net balans vind binne die konteks. En ek dink om so realisties, selfs al maak dit seer en baie keer voel ons regtig ons verdien dit en dit maak seer en ons is skaam soos jy gesê het en ons voel skuldig en daar is geweldige emosies wat daarmee saamgaan. Maar om realisties 'n bietjie terug te probeer so realisties as moontlik na 'n situasie te kyk. Maar Anton, dis nie maklik nie. Mag 'n mens na mense soos julle, die sielkundiges gaan om te help daarmee of na jou geloofsleier of jou spirituele leier, mag 'n mens met sulke interne stemprobleme gaan na julle? Natuurlik, want ek dink aan die een kant is dit dat daardie negativiteit, daardie kritiese aspek van daardie stem benadeel jou en dit benadeel jou vermoë. So dit is een punt. Tweedens, dit lei baie keer tot probleme soos angs, depressie, sosiale angs, performance anxiety. Ek lees Elvis se tweelingbroer is by geboorte dood. So Elvis het blykbaar deur sy hele lewe hierdie survival guilt gehad omdat hy oorleef het en sy broer nie. Iets wat heeltemal buite sy beheer is, maar dit is dinge wat mense met jou saamdra en so lank met jou kan saamdra. Mense wat deur misdade gegaan het en erge misdaad waar iemand dalk gesterf het of 'n motorongeluk gebeur en 2 persone in die motor sterf, maar jy nie. En nou dra jy hierdie ding by jou, maar hoekom het ek oorleef? Hoekom hierdie ander persoon was eintlik soveel beter in hulle werk of het hulle soveel meer gehad om voor te leef en jy dra hierdie aaklige idees met jou saam en dit beïnvloed dan jou verhoudinge met ander mense of dit in die werk is of dit in jou
huwelik of jou familie is en so, maar die hele tyd is dit nou soos hierdie donker wolk wat oor jou kop hang, wat net hierdie idee moeiliker maak vir jou om te hanteer. Dat dit kan lei tot depressie, dat dit kan lei tot angs en weer, dis dan baie keer idees wat jy ook oordra, bewuslik of onbewuslik, net om te sê ag, maar ek was eintlik nie goed genoeg nie. Weet jy wat, hierdie ander was eintlik soveel beter as ek om die werk te kry. So jy demotiveer jouself die hele tyd. En ek dink om dit aan te spreek, is dit belangrik om te kyk na eerstens daardie gedagtes, daardie denkpatrone wat so lank dalk al vasgelê word, die emosies wat daarmee saamgaan, die gedrag wat daarmee saamgaan, en ek wil selfs verder gaan in terme van hoe dit in jou lyf sit. Dat daai wat ek vroeër gesê het, jou asem word so al weggeslaan as die baas dan na jou tafel toe kom, want dit skep vir jou angs, want hy gaan nou weer vir jou uitvang oor iets wat jy nie reg gedoen het nie. Of hy gaan vir jou sê dat jy jou sokkes nou moet optrek. Jy gaan nie verwag dat hy nou kom die goeie goeie sê vir jou nie. Dit gaan altyd straf wees. Ek wil nou voor ons nou afsluit, wil ek wel, daar is natuurlik die bietjie van 'n moeilike conundrum in hierdie situasie. Dit is as jy voel jy verdien hoe jou lewe is. As jy oortuig is daarvan dat jy is nie goed genoeg nie, of jy voel jy Griet. Ekskuus, is my katte. As jy voel jy verdien dit, dan gaan jy nie sommer vir hulp gaan nie, want jy is nie lus om te hoor vir iemand wat net sê maar nee, jy verdien dit nie en jy moet ophou om so te dink nie. Gelukkig vir my as sielkundige is my werk nie om vir mense raad te gee nie. Dit klink dalk soos ek en jy gesels, Lise. Maar ek dink dis belangrik om te verstaan waar hierdie gedagtes vandaan kom en hoe dit uitspeel in ons lewens. En ek stem saam. Baie keer is dit dat hierdie negatiewe idees so vasgelê word dat mense sê maar wat gaan help as ek gaan praat met iemand? Dit gaan niks verander nie. Al hierdie stemme van die verlede is nog steeds daar. Soos aan die ander kant van die spektrum, iemand wat dink hulle verdien net die beste in die lewe. As hulle nie die beste kry nie, dan benadeel hierdie ander persoon hulle. So 'n persoon gaan ook nie vir hulp vra nie, alhoewel hulle baie egosentries, baie narcissisties kan wees. Maar hoekom sou hulle vir hulp vra, want hulle verdien net die beste. Hulle het die reg om die duurste motor te ry of hulle die reg om ander mense af te kraak want hierdie ander mense is net ape en weet jy wat? Hy het mos nou die kennis en die vermoë en die arrogansie om dit vir mense te sê ook. En natuurlik as jy dan een is wat nou klaar onseker voel oor jou, dan gaan jy voel maar wat help dit ek gaan praat met iemand want hierdie persoon sê net vir my die hele tyd ek is verkeerd, ek kan niks beter doen nie. Ek moet so gelukkig wees om in hierdie werk te wees of ek moet self so gelukkig wees om in hierdie huwelik te wees dat hy sorg vir my. So daardie is baie keer baie komplekse situasies waarin mense hulle self bevind en ek wil dit nie enigstens minder erg maak as wat dit is nie. Maar dit is 'n groot las om op jou skouers te dra en ek dink dit is dan ook waar dit nodig is om net bietjie te kan terugstaan en te kan praat met iemand om te sê kan ons nie net bietjie hierna kyk uit 'n ander perspektief nie. Wat is ander maniere om oor hierdie situasie te dink? Wat is ander maniere om selfs oor my te dink binne hierdie situasie, binne hierdie verhouding waarin ek staan? Mense, as julle enigstens vrae het, kan julle 'n e-mail stuur lise@wsek.co.za. Jy kan ook gaan lees stof oor verskeie sielkundige diagnoses op WSEK se webwerf. Dit is wsek.co.za en dan wil ek baie dankie sê aan Anton Bemer, hy is 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar hierso saam met hierdie video. En ja, ek hoop dat almal kan vandag bietjie na die interne stemme luister en bietjie kyk wat is negatief, wat is positief en miskien meer bewus wees daarvan. En altyd, mense, as jy voel jy het hulp nodig, dan vra vir hulp. Dit is altyd daar is beskikbaar. Julle moet 'n heerlike dag verder hê en onthou, kyk mooi na jouself.